Goeiemôre gemeente. Het is so lekker om almal weer vanoggend weer in die huis van die Here te sien. Ek glo elkeen van ons het 'n verwagting om die Here self met ons te hoor praat, dalk self sy aanraking te voel en die verwagting dat nie een van ons daar agter by die deur gaan uitstap dieselfde as wat ons hier ingestap het nie. Thomas, ons is aanlyn, ons goed, om een of ander rede is YouTube se skakel nie lekker nie, maar Facebook is wel lewendig. Welkom aan al ons Facebook-kykers. As jy later inskakel op YouTube, ons sal dit vir jou bybring, sodat jy ook rustig die laaste boodskap van 4 kan kyk. Ons weet ook dat ons gesien het, as ons na God se wil kyk, is dit nie altyd maklik nie. God se wil is nie altyd maklik nie, maar God se wil is altyd goed. En dis iets wat ek en jy moet glo. Jakobus help ons ook daar in Jakobus 1 vers 5 om die volgende te leer. As een van julle wysheid kort kom, moet hy dit van God bid. En God sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyd. Knoop hierdie vers in jou hart vandag hier in die begin van die erediens waar ons God ontmoet. En kom ons ontmoet hom dan ook met die sing van Gesang 528, daarvan strofes 1 tot 3. Kom ons staan en dan gaan ek vir ons inleiding speel. Here Jesus groet jou vanoggend met die woorde as hy sê, beywer jou allereers vir die koninkryk van God en vra na my wil, dan sal jy ook al die ander dinge daarmee saam ontvang. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord op die Here se seëngroet, ons sing Psalm 10, 'n belydenis, Jesus, alles gee ek U, wat ek is en het en wat ek ooit sal wees. Jesus, alles gee ek U.
Baie dankie, julle kan sit. Vandag praat ons oor, julle gaan dit nou nie glo nie, verder oor God se wil. Kan 'n mens nog oor God se wil nog sê onder 'n mens dalk? Ek het gedink dalk so vir oulaas ietsie daaroor te sê. En saam met so God se wil gesels ons vandag ook oor iets wat die laaste klompie jare in jou en my lewe essensieel deel geword het van ons elkeen se lewe, elke liewe dag. Maak nie saak of jy op die platteland bly, of hier in die stad bly nie, dit het deel geword van jou en my lewe hier in Suid-Afrika, en dis die alonbekende slaggate, potholes, potioles, as jy dit in Grieks uitspreek. Party van ons paaie is besaai met slaggate, sommige paaie, of moet ons sê al ons paaie, is besaai met slaggate, met menige padgebruiker se rims, vellings, alloywiele, en bande wat groet elke liewe dag. Daarmee saam is daar etlike opgetekende gevalle, die statistiek wat jaar na jaar styg, hoeveel lewens verloor word as gevolg van ongelukke wat veroorsaak is deur hierdie diep slaggate wat deur padgebruikers getref word. Voeg daarby maar net elke stukkie bandskade, elke wielsporing, elke vering en elke stuurkomponent wat breek, en jy kry 'n klompie ontstoke padgebruikers hier in Suid-Afrika. Nou, Co-Pilot sê dat Suid-Afrika se padnetwerk beslaan so 750.000 kilometer. So 750.000 kilometer hier in Suid-Afrika is geteer. Ek gee julle raai hoeveel slaggate is op hierdie 750.000 kilometer geraam is daar. Hoe klink 25 miljoen gate vir julle? Nou ek weet nie wie dit getel het nie, kom ons vertrou dis baie. Maar wat 'n metafoor om vandag langs God se wil te kom neersit, slaggate en God se wil. Want daar is slaggate waarin ek en jy kan beland en kan seer kry, met gevolge as ons op soek is na God se wil, wanneer ons God se wil verkeerd interpreteer, wanneer ons God se wil vir ons verkeerd verstaan, kan ons soos dit is, as 'n slaggat, 'n geestelike slaggat sien, waarin ons beland. En daarom wil ek ook met 'n vraag begin volgend, en anders as ander kere wil ek nie hê dat jy jou hand opsteek, of aanlyn vir ons sê, dis ek nie asseblief, want dit kan dalk 'n goeie vriendskap kos. Die vraag is, as jy 'n kind van die Here is vandag, ek wonder hoeveel van julle het dalk 'n vriend of iemand in julle klein groep of in julle geestelike Bybelstudie, Bybelskool waar julle saam God soek. 'n Persoon of 'n vriend of iemand wat so naby aan God is dat dit vir jou baie keer voel asof hierdie persoon God op speed dial het. Want dis net so dan reageer God op hierdie persoon. Dis amper irriterende vriend wat jy het. So moenie nou jou hand opsteek nie, moenie aanlyn tik, ek het so 'n vriend nie, asseblief. Daardie persoon wat bid, en dit lyk asof God net so reageer op hierdie persoon se gebed. Die persoon vra vir 'n teken en voila, hier kom 'n wit duif afgevlieg en kom sit op die persoon se kop. Aan die ander kant, jy bid, jy lees jou Bybel, jy vertrou God, jy vra vir wysheid, jy roep hom aan, en dit voel vir jou, jy wag en jy wag en jy wag op 'n respons van God, en al wat jy hoor is niks. Daar's nie sukses nie, niks gebeur nie. En soms wonder jy, wat doen ek verkeerd? Dit is daar
nou iets wat ek verkeerd gedoen is, daar is sonde in my lewe, het ek gebrek aan geloof, luister ek dalk na die verkeerde musiek, moet ek dalk bietjie meer geestelike musiek luister as ek Taylor Swift luister. So as jy al ooit geestelik vasgeval gevoel het, so asof jy in 'n slaggat beland het geestelik, asof jy nie kan onderskei wat is God se wil en wat is nie God se wil nie, dalk voel jy geestelik verlam. Nou wil ek vandag vir jou sê, jy is nie alleen nie. Want dit het met elkeen van ons wat in hierdie kerk is vandag al gebeur, dat ons geestelik ergens op ons lewenspad vasgeval het en ons 'n slaggat of 2 al geslaan het. So ter afsluiting vandag oor die reeks van God se wil ek speel pastoraal met jou die 3 mees algemene foute wys wat ek sien mense maak en ek self ook maak, wanneer ons probeer om God se wil vir ons lewens te onderskei. Kom ons noem dit hulle dan die 3 verskillende slaggate, genadiglik, nie 25 miljoen slaggate wat ons vandag hanteer nie, maar net 3 slaggate waarin gelowiges val op soek na God se wil. Ek het ook goeie nuus vir jou. As jy God soek, hy's nooit ver van jou af nie, hy's baie naby aan jou. So dis nie onmoontlik om God se wil te leer ken as jy sy hart ook hier naby jou hoor klop en jy dit kan ken nie. So daarom die titel van vandag se boodskap: 3 maniere waarop jy God se wil mis, of 3 slaggate waarin jy kan vasval op soek na God se wil. Maar voor ons wegval, net 'n kort gebed, sluit net jou oë. Vader, ons dankie dat U 'n goeie God is. Ons dankie dat U ons liefhet. Ons dankie dat U ons tree wil rig in die volmaakte wil. Gebruik asseblief vandag U woord om ons te leer hoe om U persoonlik te ken, sodat ons U intiem kan volg. Seën ons Here met U woord, U teenwoordigheid, U wysheid en U leiding, sodat ons U kan ken en U wil vir ons lewens kan doen. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Nou ja, die reeks loop al oor 'n klompie weke en daar was tussendeur spasies gevul deur ander boodskappe, so net so vinnig, dalk het jy 1 of 2 gemis daarvan, net vinnig die onderbou van wat ons reeds gesê het. In week 1 het ons gepraat oor 4 aspekte, 4 lae van God se wil wat ons in die Bybel leer en aantref. Ons het gaan kyk eerstens na God se soewereine wil. Is daar die groot meesterplan van God, en ergens in hierdie meesterplan van God kry ek en jy ons plek. Hierdie plan kan ons nie verander nie. Dis waar God jou en my so lief gehad het, dat hy Jesus aarde toe gestuur het, sodat hy in jou en my plek gesterf het, sodat ons nie verlore sal gaan nie, maar 'n ewige lewe kan nie. Daarin gaan ons nie verander nie. Dis God se oppergesag, sy soewereine wil in jou en my lewe. Dit is 'n wil wat geskied op aarde, net soos in die hemel. Tweedens, God se morele wil, daardie geopenbaarde wil in God se woord. As hy in die woord vir ons sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan is dit wat ons gaan doen. Dan maak ons nie kompromie daarop nie. So ons leer in God se woord wat om te doen. Hoe moet ons optree teenoor ander? Hoe moet ons onsself ook handhaaf, onsself gedra en ander behandel? So dis God se morele wil, ons heilig, afgesonder, anders moet leef in hierdie wêreld waarin ons is. Die derde een, die toelaatbare wil, is die een wat ek hier baie moeilik aanvaar. Dis waar God ons so lief het, dat hy vir ons 'n vryheid gegee het om te kies of ons hom wil lief hê of nie wil lief hê nie. Ons kan kies of ons hom wil gehoorsaam of nie wil gehoorsaam nie. En so is dit so dat baie keer ander mense, jy en ek, keuses maak weg van God se hart af, en tog laat hy dit dan toe, en dan moet ons die gevolge dra. Kom ons sê iemand kom jou te na en jy is die slagoffer van iemand se swak keuse sonder die Here, dan vra mens jouself af, is dit God se wil of het hy net dit toegelaat dat dit gebeur? En ons het gesien dat baie keer is dit nie God se wil nie, soos in die lewe van Josef. Was dit God se wil dat hy deur sy broers weggevoer word Egipte toe? Waarskynlik nie, maar God het dit toegelaat en God gebruik dit om vir Josef onder koning Farao van Egipte te maak om nasies te red.
Dan is daar die lekker 4D in God se persoonlike wil, waar ek en jy weet dat voordat ons gebore is, het God al geweet dat Jimmy dit en dit en dit en dit as goeie werke gaan doen. Dat God geweet het dat jy dit as goeie werke gaan doen in ander mense se lewens, omdat jy weet jy's verlos deur genade, deur geloof, deur Jesus. En daarom doen jy goeie werke en rus God jou toe met 'n klomp mooi dinge om 'n verskil in ander lewens te maak, om 'n verskil vir God so te maak, as God se poema, sê Efesiërs 1 vir ons, as God se meesterstuk, gebruik hy jou posisioneel, intentioneel op die regte plek in baie mense se lewens elke liewe dag. Dit was week 1, week 2. Ons het gepraat oor die feit dat die meeste van ons obsessief fokus op dit wat ons moet doen as ons vra na God se wil vir ons lewe. Ons fokus so, wat moet ek nou doen, wat moet ek nie doen nie, en ons vra vir God, God, wat wil U hê moet ek doen? En ons het ontdek dat ons eerder geleer het dat God vir ons leer dat sy wil meer oor 'n wie gaan as oor 'n doen. Met ander woorde, God stel meer belang oor wie jy is en wie jy word en wie jy kan wees, as oor al die goed wat jy moet doen van die môre tot die aand. Sy wil is dat ons heilig, hagios, afsonder vir hom moet wees en soos Jesus moet word. Voordat hy oor jou werk en jou loopbaan bekommerd is die Here meer geïnteresseerd in jou karakter en jou integriteit, wie jy is en word. Toe het ons in week 3 gaan kyk na die apostel Paulus, hoe God vir Paulus gelei het, en ja, God het Paulus baie keer bonatuurlik begelei. Mens dink aan die Handelinge 9 insident waar God meesterlik vir Paulus roep op die Damaskuspad, om met blindheid slaan en om kragtadig 180 grade U-draai laat maak, van waar hy Christene vervolg het, skielik iemand wat verkondig dat Jesus opgestaan het uit die dood, en dat hy vir mense aan 'n kruis gesterf het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar 'n ewige lewe kan hê. So het God bonatuurlik met Paulus gepraat, maar ons het ook gesien, dikwels lei God deur doodgewone, eenvoudige, natuurlike dinge en middele. God lei Paulus ook, soos vir jou en vir my, soos vandag nog, deur oop deure. Soms maak God eenvoudig net vir ons 'n deur oop, en ons sien die geleentheid, ons sien die bediening wat vir ons oopgaan, en ons gryp dit met albei hande aan. Soms lei God selfs deur toedeure. Ons het gesien dat die Heilige Gees baie keer vir Paulus hulle die deur toegemaak het, sodat hulle nie in 'n sekere gebied kon ingaan om daar die evangelie te verkondig nie. So baie keer maak God vir jou en my ook deure toe. En God kan selfs toedeure gebruik, nie noodwendig as 'n straf nie, maar om ons juis te beskerm. Want as ons daarin gegaan het ons dalk net seer gekry. Soms lei God ons met gefrustreerde planne, soms kry ons nie wat ons wil hê nie, en hy rig ons na dit wat hy graag wil hê. Dit frustreer ons planne so bietjie, maar ons hoor sy wil. En dan soms gee God vir ons net 'n alledaagse keuse, waar ek net 'n gesonde keuse moet uitoefen. Wil ek die werk vat of wil ek daardie werk vat? Wil ek aan hierdie kant van die straat bly of wil ek aan daardie kant van die straat bly? Ek moet net by God se morele wil vir my lewe bly. Dit maak nie saak waar ek werk nie, maak nie saak waar ek bly nie. Ek moet net alles doen tot eer van God. So die kernbeginsel van hierdie reeks is eenvoudig: as jy God se wil ken, moet jy sy hart ken. Dit het ons oor en oor vir mekaar gesê. En vandag dan die 3 slaggate waarin mense dikwels val wanneer hulle probeer om God se wil te onderskei. So het jy al ooit verward gevoel? God, wat wil U hê moet ek doen? Maar ek wil nie U wil opmors nie, Here, want as ek dit doen is dit verkeerd, so verkeerd kies. As jy al so gevoel het, is die kans baie goed dat jy in een van die 3 slaggate wat ons met mekaar gaan deel, al vasgeval het. Die goeie nuus is, sodra jy die slaggat kan herken, kan jy dit vermy. En is dit nie hoe ons ry vandag nie? Ek meen, jy kyk uit vir slaggate, jy kyk nie of daar pad is nie, jy kyk of daar gate is. En wat doen jy wanneer jy gate sien? Jy begin al jou koers verander, jy maak seker jy gaan hierdie gat vermy, jy gaan oor dit ry, langs aan verby ry, of jy gaan stadiger ry, sodat jy baie stadig deur daardie diep gat kruip. So die goeie nuus is, as jy ook hierdie geestelike slaggate kan herken, kan jy dit ook vermy. So slaggat nommer 1, ons oorvergeestelik God se wil.
Nou dit klink dalk na 'n swaar woord. Ons oorvergeestelik God se wil. Nou jy mag dalk sê dis 'n vreemde ding om van 'n dominee af te hoor, van 'n kanselaar wat sê julle moet bietjie minder geestelik wees. Ons moet geestelik wees, ja. Maar wanneer ons te geestelik is, dan mis ons soms God se wil totaal en al vir ons lewe. Jy wil as ware die behoefte uitspreek dat ek alles misties, geestelik ervaar, so bonatuurlik ervaar, so God moet altyd bonatuurlik deur 'n brandende bos byvoorbeeld praat. Of God moet vir my in die wolke skryf wat hy wil hê ek moet doen, of dalk wil ek God se stem hoorbaar hoor, soos in 'n Morgan Freeman stem, wat amper soos God se stem dalk moet klink in hou se gedagtes. Dis wanneer 'n mens oorvergeestelik, en omdat ons geneig is om dinge oorgeestelik te maak, sê ons dikwels, God gee my net 'n teken asseblief, gee vir my 'n teken, en dan sê ons vir God presies wat daardie teken moet wees. Vra maar vir Gideon, Here, hier's 'n wolvliesie, asseblief, dit moet nat wees môre terwyl die aarde daarom droog is. En môre aand, kom ons maak dit andersom. So ons gee vir die Here, ons soek 'n teken, maar ons wil vir die Here sê wat die teken moet wees. Met ander woorde, God, doen wat ek wil hê, wanneer ek dit wil hê, sodat ek kan weet dat U wil wat ek wil. So ons skryf eintlik vir God op hierdie manier eintlik voor wat ons wil hê. Kom ons wees eerlik met onsself, ek is self met my eerlik, ek het ook al tekens gevra, maar soms dink ek vra ons nie vir God juis in daardie tekens vir goddelike leiding nie, ons vra eintlik toestemming. Ek wil hê God moet vir my 'n teken gee om te doen wat ek reeds besluit het om te doen, sodat dit net 'n stuk bevestiging, 'n stuk toestemming is, gaan voort, jy's op die regte pad. Jy ken daardie tipe gebed, ken jy dit nie? God, as U wil hê ek met daardie nuwe werk wat soveel geleenthede bied, soveel opwindender as my werk tans, wat meer betaal, 'n werk wat vir my gawes gaan laat gebruik, 'n impak in my lewe gaan laat maak. Here, laat as ek hierdie werk moet kry, laat elkeen van die volgende 5 verkeersligte asseblief een van hulle vir my groen slaan. Dit sal vir my 'n teken wees. Ag Here, dit kan ook oranje wees, maar kom ons maak dit 7 verkeersligte. As daar net een groen slaan, Here, sal ek weet. Wys nie dat dit U wil is, gee vir my 'n teken. Hoeveel keer het ons nie dit al probeer nie? In die Nuwe Testament was die Fariseërs skuldig daaraan om tekens te soek, nie altyd met die suiwerste motiewe nie. In Matteus 12 vers 38 en 39 lees ons, party van die skrifgeleerdes en die Fariseërs sê te vir hom, meneer, ons wil 'n wonderteken van U sien. Maar hy antwoord hulle, 'n slegte en afvallige geslag vra 'n teken, en geen teken sal hulle gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Die volgende vers verduidelik wat die teken van die profeet Jona is, soos Jona 3 dae en 3 nagte in die vis se maag was, sou Jesus 3 dae, 3 nagte in die graf wees, om die graf te deurbreek en verlossing vir die mens te bring. Mens kan jou kop krap en vra, hoekom so sterk reaksie van Jesus in hierdie verse teen die Fariseërs? Ek dink dis omdat die Fariseërs nie net 'n teken en leiding gesoek het wat om te doen nie, hulle het bewyse en toestemming van God gesoek op hulle eie voorwaardes, op hulle eie kondisies en hulle eie terme. En die werklikheid is, soms soek ons nie net bewys en toestemming nie, ons soek eintlik 'n verskoning om te doen wat ons reeds wil doen. Het jy dit al ooit gedoen, 'n teken gevra, nie vir leiding nie, maar om jou eie wil te bevestig? Dink ons elkeen sal hier ons hand moet opsteek en sê, ek het dit al gedoen. Ek het al so iets so dom soos dit gedoen. Ons lees soms in enige iets in wat ons wil hê, God, wys my dit asseblief, want ons wil 'n teken hê, maar dikwels soek ons regtig nie 'n teken van God nie, ons soek eintlik enige raad wat sal bevestig wat ons reeds wil doen. Ons sê partykeer ons bid ons regtig. Ons praat net daaroor met almal, behalwe met God daaroor. Ons vra ons beste vriend, ons beste mentor, die tandarts, die haarkapper, ons vra ons barista, ons vra ons hond selfs, ons vra vir ChatGPT, ons vra vir Copilot, wat nooit lieg nie. Gee my wysheid, wat dink jy? Maar soms probeer ons net doen wat ons wil doen, en vra 'n teken, Here, regverdig dit wat ek graag wil doen.
En dan het ons nog eers gedoen wat God regtig in sy woord vir ons wys ons moet doen nie. So ons kan dit so stel, ons vra 'n oop deur, maar ons Bybel is nog toe. Ons hoor nie God se stem ergens nie. Ons hoor nie die sleutel wat vir ons sê wat ons moet doen nie. Ons probeer ons wil op God afdwing en vra hom vir 'n teken. En daarom sê Jakobus vir ons in 1 vers 5, as een van julle wysheid kort kom, moet hy dit van God bid, en God sal dit aan hom of haar gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyte. So as jy wysheid nodig het, wat om te sê, wat om te doen, waarheen om te gaan, hoe om te reageer, gaan soek jou wysheid by God en vra vir God. As jy God se wil leer ken, leer sy hart ken. Moenie die fout maak van 'n slaggat waar jy alles wil vergeestelik, net bonatuurlike tekens en antwoorde soek by God. En dit wat hy reeds vir jou wys, dalk vir die volgende tree klaar vir jou gegee, dis die rigting. En dit misloop nie. Mis eerder hierdie slaggat. Slaggat nommer 2. Ons ooranaliseer God se wil. Met ander woorde wat ons doen, ons oordink God se wil vir onsself. Met ander woorde, ons maak nie 'n keuse, kan dit God se wil wees? Nee, dan moet iets anders wees. Ons is gewoond aan so baie keuses wat ons vandag het in ons lewens. Dis een van die grootste dinge wat ons vandag sien in ons generasies wat vandag lewe. Ons het soveel opsies elke dag, heeltyd. Jy het toegang om jou lewe met almal en alles te vergelyk die hele dag lank, 24/7. Wat ander mense doen, waarheen hulle gaan, wat is die plekke wat hulle besoek, al die dinge wat jy kan doen, en dan doen jy die belangrike dinge hier reg voor jou nie, want jy wonder altyd, wat is die ander goed wat ek kon gedoen het? Hierdie ou is alweer by die see, daai ou is alweer in die wildtuin, hierdie ou is alweer oor see, my paspoort is nie gestempel hierdie jaar nie, en jy vergelyk die heeltyd. En jy is bang, jy gaan die verkeerde keuse maak, want die spektrum, hierdie spyskaart van die lewe is oorweldigend. En as jy die verkeerde keuse maak, gaan jy iets beters mis. En dis nie net in die groot goed nie, soos watter universiteit, watter werk, watter lewensmaat nie. Letterlik partykeer kom dit neer tot op by Netflix of by watter stroom oppervlak jy ook gebruik op TV, dat jy nie kan kies watter fliek jy vanaand wil kyk, want daar's 3000 opsies. Ons het te veel keuses. Nou oordink jy dit, daar is net te veel keuses. En wanneer dit kom by God se wil, dan oordink ons baie van God se wil ook. Ons ooranaliseer dit. Ons vra vir almal raad, ons gaan kyk na die voor en die nadele en ons dink onsself in skaakmat in. As Christene sê ons daarom, ons bid daaroor, maar die waarheid is, ons stel net uit, ons vries alles. Hoekom? Die waarheid is, baie van ons wil 'n absolute duidelikheid en sekerheid hê. Ons wil bewys hê, hierdie is God se wil. Ons wil absolute duidelikheid hê. Hoekom? Sodat ons 'n besluit kan neem sonder geloof. Ons wil 'n besluit neem sonder geloof, want as ek absolute duidelike bewys het, hoekom het ek geloof nodig? Hoekom het ek 'n bietjie waagmoed nodig saam met die Here? Ons noem onsself volgelinge van Jesus, maar ons wil 'n geloofsvrye lewe lewe. Die skrywer van Hebreërs sê dit mooi, daar in Hebreërs 11 vers 6. Hy sê, as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. As jy nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon. As jy hom soek, sal jy hom vind. As jy hom eers soek, sy koninkryk, sy wil, dan gee vir jou al die ander dinge ook sommer daarmee saam. So die kinkel in die kabel wat ons moet hoor is, hoe meer ons analiseer, hoe meer ons God se wil oordink, hoe minder is ons gehoorsaam. Hoekom? Want ons is bang om die verkeerde besluit te neem. En dan neem ons geen besluit. En wat is geen besluit? Dis ook 'n besluit. Om nie te kies nie is ook 'n besluit. En dis wat ons generasie vandag doen. Ons kies nie meer nie, ons maak nie besluite nie. Ons wag vir volkomme vrede, ons wag vir die teken, ons wag tot ons 100% seker is en ons wag onsself reguit in ongehoorsaamheid in. Want dit verg geloof om God te behaag.
As ek dink oor geloof, dan is ek dadelik by 'n versie wat baie gemaklik op elke koppie gedruk kan word, elke koffiebeker. En volgende vat dit ons tot by 'n dieper vlak, Spreuke 3 vers 5 tot 6. Ons ken dit almal so goed. Die definisie van geloof: vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sê jou die regte pad laat loop. 2 werkwoorde: vertrou God en ken God. Hoe meer jy God ken, hoe meer kan jy hom vertrou, en hoe meer jy hom vertrou, hoe meer kan jy God ken. En dis wat geloof is. Omdat jy God beter ken, vertrou jy hom beter. En omdat jy hom beter vertrou, wil jy hom meer leer ken. En so groei jou geloof. Dan plaas jy nie jou vertroue op logika, op redenasies, op data, wat jou vriende sê nie. Jy vertrou op die Here met jou hele hart en in al jou weë, die ou vertaling gesê, en alles wat jy doen, ken jy hom. Die Hebreëse woord vir ken hier is yada. En yada beteken om diep te ken, verhoudingsgewys, ervaringsgewys, intiem. As jy God se wil ken, yada sy hart, ken sy hart. Dis nie net kopkennis nie, dis verhoudingskennis, dis ervaringskennis, dis intieme kennis. Dis nie 'n koue gehoorsaamheid aan God nie, dis 'n intieme bewustheid van sy natuur, sy karakter, sy soewereiniteit, sy heiligheid, sy geregtigheid, sy goedheid, sy heerlikheid. Dis om die Here se teenwoordigheid te yada, te ken. Paulus sou sê, dis nie om te wandel in alles wat jy sien nie, maar om te wandel in die geloof. In jou verhouding, yada hom, in jou huwelikslewe, yada hom. Nie net 'n Christelike huwelik nie, maar 'n Jesus in die middelpunt huwelik, yada hom. In jou ouerskap, ken die Here. Nie jou kinders net groot maak vir sportgeleenthede nie, maar maak hulle godvreesend groot, wat lig vir die wêreld kan wees later. Yada God in jou kinders so groot maak. In jou finansiële besluite, yada, ken hom. Laat die vrug van die Gees sigbaar word. Liefde, vrede, vreugde, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, geloof, sagmoedigheid, selfbeheersing. Noem die vrugte op. Dra dit spontaan. Moenie jouself 'n volgeling van Jesus noem en dan naderhand teenoor ander mense wees nie. Moenie op jou logika vertrou nie. Moenie op jou gevoel of eie insig of data of vriende vertrou nie. Vertrou die Here met jou hele hart. In al jou weë ken hom en hy sal jou paaie gelyk maak. Hy sal jou op 'n gelykpad sit. Die kern van dit alles is, jy kan nie jou pad na vrede analiseer en ontleed nie, maar jy kan jou pad na vrede vertrou. Vertrou hom, ken hom. Dit verg altyd geloof. Jy gaan nie soms onseker wees, ja jy gaan. Sal jy al die besonderhede vooraf weet? Nooit. Sal jy 'n perfekte kaart hê vir die volgende 5 jaar plan wat die Heilige Gees vir jou gee en sê doen dit dan? Nee, die Heilige Gees gaan dit nie doen nie. Sal jy soms senuweeagtig wees? Ja. Sal jy ongemaklik voel wanneer jy 'n geloofstap neem? Ja. Gehoorsaam God in elke geval. Wanneer hy dit in sy woord sê, lewe dit in jou lewe. Dit maak nie saak wat jou vlees sê, wat jou begeerte sê, wat jou emosies op daardie oomblik sê nie, doen God se wil, soos dit in sy woord geskryf staan. Al is jy bang, al huiwer jy, want jy sal nooit jou roeping vervul as vrees die finale stem kry nie. Dit vra geloof. Dit verg geloof. Elke keer wanneer iemand in die Bybel geroep is, het dit geloof gevra. Abraham, los jou land, die Ur van die Galdeërs. Ek wil hê jy moet hierheen trek. Ek weet nog nie waarheen nie, maar trek net asseblief, wees gehoorsaam. Dit gaan geloof vra. Ek wil jou die vader van baie maak. Noag, bou vir my 'n groot boot. Vir 100 jaar is daar nie water of reën nie. Dit gaan geloof vra om hierdie boot klaar te maak. En Jona gaan preek vir die mense van Ninive. Ons weet nie of jy gaan doodgemaak word deur hulle, of hulle jou woord gaan hoor en tot bekering gaan kom nie. Dit gaan geloof vra. Maria, jong meisie, jy sal geboorte gee aan die seun van God. En hulle gaan hom Jesus noem. Dit gaan geloof vra van jou, as jy wonder wat jou reputasie aanbetref.
Petrus klim uit die boot, kom na my toe. Het sou geloof vra vir Petrus om na Jesus op die water te stap. Jesus, dra jou kruis. Die vlees wil nie, nogtans nie my wil nie, maar u wil, Here. En tot aan die einde toe hy uitgeroep het, tetelestai, dit is volbring, het Jesus die Vader gehoorsaam, dit het geloof gevra. Geloof. So moenie vasval in gemak wanneer God jou roep tot gehoorsaamheid nie. Soms voel jy vasgevang, diep in die slaggat, omdat God nie gepraat het nie, maar omdat jy bang is om te doen wat hy reeds vir jou gesê het om te doen. Daarom vries jy en sit jy geloof eenkant. As jy aktief daagliks met Jesus wandel, gaan jy moet dinge doen wat geloof vra en dinge wat geloof doen. Dis hoe jy uit hierdie slaggat gaan bly. Vertrou die Here, ja daarom, ken hom, hê geloof in hom. So ja, ons kan oor vergeestelik, ons kan oor analiseer en laastens, ons verwar baie keer moeilik met verkeerd. Jy was ook al daar gewees, jy bid, jy vertrou God vir die toekoms en tog voel jy alleen. Jy vertrou God met jou finansies en nog steeds sukkel jy vra vir vrede en tog voel jy angstig. En op 'n stadium dink jy dit dalk, jy sê dit nie hardop nie, maar jy dink dit, as dit moeilik is, dan is dit seker nie God se wil vir my lewe nie. Dis eenvoudig te moeilik, dit kan nie God se wil wees nie. Die waarheid is, God se wil is goed, maar is nie altyd maklik nie. As moeilik gelyk is aan verkeerd, dan was die kruis van Jesus die grootste fout ooit in die geskiedenis van die mens. As moeilik gelyk is aan verkeerd, dan was die kruis die grootste fout in die geskiedenis van die mens. Jesus was gehoorsaam selfs tot in die dood aan die kruis. 1 Petrus 3:17 sê so mooi, as dit die wil van God mag wees, dat julle moet ly wanneer julle goed doen, is dit beter so as om te ly wanneer julle kwaad doen. Is beter. Ly is nooit maklik nie, maar as dit God se wil is dit beter om iets moeiliks te doen tot eer van God, as om iets maklik te doen vir jou eie selfsugtige begeertes. Ons sien dit gereeld, ons verwar moeilik met nie God se wil nie. Of die teenoorgestelde, ons verwar 'n gebrek aan oortuiging met bevestiging. Met ander woorde, ek voel nie oortuig dat ek regtig verkeerd is nie. Dan moet dit seker mos reg wees. Byvoorbeeld, as Jesus vir my sê met jou naaste lief hê soos jouself, en daar moet nie 'n greintjie haat in jou lewe wees nie. En ek hoor Jesus, maar Jesus, ek kan nie al die mense in hierdie lewe lief hê nie. Daar's party ons wat my te nakom, wat my 'n slagoffer maak, wat my tweede viool laat speel in hierdie lewe. Ek kan seker daarom kies wie my naaste kan wees of nie. So net omdat jy nie oortuig voel nie, beteken dit nie jy kan kompromieë sluit nie. Ons het in week 1 dit gesê, jy kan nie in God se wil wandel as jy God ongehoorsaam is nie. Sy wil is dat jy heilig, afgesonder vir hom moet leef. Soms is God se wil nie maklik nie. Om te sterf van jou vlees, om te sterf van jou begeertes, dis nie maklik nie. Om minder te word en God moet meer word, soos ons leer by Johannes. Soos Paulus sê, ek is saam met Christus gekruisig, tog leef ek, maar nie meer ek nie. Christus leef nou in my. As jy op soek is na maklik, dan is jy nie op soek na Jesus nie. As jy op soek is na maklik, is jy nie op soek na Jesus nie. So ons het deur baie slaggate gejaag vanoggend. En ek wil afsluit met 'n paar refleksievrae wat jy vir jouself kan huis toe vat. Waar jy eerlik saam met God, die Heilige Gees, dit vir jouself kan beantwoord. Oordink 'n bietjie by jouself. Waar in jou lewe wag jy vir 'n teken? Terwyl God jou alreeds 'n tree in die rigting gegee het, omdat jy wag nog vir die bonatuurlike teken of ingrype van God, terwyl God alreeds met jou 'n pad begin stap het, wag jy nog vir 'n teken. Waar wag jy in jou lewe vir 'n teken?
terwyl God alreeds vir jou 'n tree in die regte rigting gegee het? Mag die Gees jou lei in die waarheid van daardie antwoord. Vraag 2, waaroor dink jy dinge te veel? Waaroor dink jy dinge te veel? En moet jy begin om in die geloof te groei, om God te vertrou, om God te yada, om hom te ken, om sy hart te ken. En derdens, waar roep God jou om hom genoeg te vertrou, om iets te waag in die geloof? Laat die Heilige Gees met jou praat. In 'n neutedop het ons bietjie nagedink oor God se wil. Om te besef dat ons elke liewe dag van ons lewe, elke oomblik van ons lewe hiermee gekonfronteer sal word. Wat is God se wil vir my lewe? Wat wil die Here hê moet ek doen? Wie wil die Here hê moet ek word? Wie wil die Here hê moet ek wees? Die psalmdigter het so mooi verwoord in Psalm 37 vers 4. Vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Dis my gebed vir elkeen van julle. Gaan vind jou vreugde in die Here en hy gaan jou gee wat jou hart begeer. Die beste manier is om God se wil te ken. Gaan ken sy hart. Gaan ken sy hart. Gaan ken sy hart. Amen. Terwyl ons so sit, kom ons bid saam. Dierbare Here, baie dankie vir die voorreg om so saam te kon wees. Dankie dat U by ons is. Here, dat hierdie oomblik oor U gaan, U wil vir ons lewens, nie ons eie wil nie. Ons soek U wil vir ons lewens. Dankie dat ergens in U groot plan ons elkeen 'n plekkie het. 'n Doelgemaakte plan, U wil, dat ons ook vir U 'n verskil maak in hierdie donker wêreld, waar ons U ligdraers, U seën en weerkaatsers kan word en wees. Ja, Here, die lewe is nie altyd eenvoudig en maklik nie, daar gebeur baie dinge met ons, wat groot vrae op ons lippe en ons harte bring, die hoekoms en die waaroms. Here, hoekom het U dit toegelaat? Here, waarom het U dit met my laat gebeur? Waar is U, Here? Ek dien U met alles in my. Hoekom dit, Here? Dankie dat U belangstel in wie ek is en wie ek word. En dat U selfs dinge wat sleg is, kan gebruik om my te vorm meer en meer tot U eer. Dis wat ons vra en bid vir hierdie gemeente. Ons bid vir elke kind van die Here in hierdie dag, is dat U ons soos 'n pottebakker altyd met die hande op ons as klei sal neem en ons sal bly vorm en maak volgens U wil. Herskep ons as dit nodig is, Here. Restoreer ons as dit nodig is. Geef vir ons U vrede. Bewaar ons van die slaggate, Here, waar ons op soek is na U wil en eintlik op slegte plekke kan eindig, weg van U af, ver van U af kan dit voel, daar waar ons die slaggat slaan. Daar waar ons geloof nodig het, vertroue en kennis nodig het, om U te yada, om U te ken, in 'n wonderlike verhouding en 'n ervaringskennis, as U as 'n God te ken wat in liefde 'n tree vooruit is, en altyd bly voorsien. Here, U ken ons elkeen vandag. U weet wat ons geantwoord het op daardie vrae saam met die Heilige Gees. U weet ook wie van ons het nog nie 'n besluit gemaak nie, wat eintlik op die stadium geen besluit is nie. Om nie te kies nie is ook 'n keuse, en help ons om eerder te kies en te gaan kyk waar het ons U nodig in ons lewe. Ons dink in hierdie dag aan elkeen wat U nodig het, ekstra stukkie krag en genade nodig het, in die uitdagings van jou lewe, deure wat toeslaan, deure wat ongenaakbaar nie wil oopgaan nie. Ons dink aan hulle, Here, wat siek is. Ons dink aan hulle wat geestelik seer dra, menslike verlies het. So dink ons aan Marius en Cornel Beyers, waar Marius hierdie afgelope week sy jongste broer skielik aan die dood moes afstaan. Nadat U ook vir Ewan kom haal het, op 'n tyd wat ons nie gedink het, dit moes gebeur nie. Maar binne U volmaakte wil, was dit die grootste oomblik ook vir Ewan en het hom kom haal.
Mag jy vir hulle wat agterbly vertroos deur die Gees. Mag hulle u grootheid, die krag, die opstandingskrag ervaar en beleef. En mag hulle naby u hulle vrede vind. Ons dink aan hulle as gesin. So bid ons Here vir die laaste deel van hierdie jaar waar ons op pad is na eksamens toe vir die meeste studente en jong mense, kinders. In hulle voorbereiding mag jy hulle bystaan, ons almal wat in die pylvak van 2025 ingaan, geef ons daardie krag, Here, om voluit te gaan en u te soek, u wil te soek, al moet ons soms rondtas om u te vind. Dankie Here dat u nou deur die Gees by ons is en dat u ons toefou in die Vaderliefde. Amen. Ons slotlied is gesang 471, ons gaan die lied 2 keer sing. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Geregtigheid sou ons kon vertaal met God se wil, wat ons nou ordentlik oordink het. En ons sing die lied 2 keer. Geen net kans dat ek by die gitaar uitkom. Bevestig ook nou die Here se seën oor jou lewe met die sing van die Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met ons elkeen wees en bly. Gerus asseblief. Baie dankie aan almal wat lekker saam gesing het vanoggend. Ons musiekspan het al hoe meer uitgedun geraak. Natasha het vanoggend elders gespeel en die dwarsfluit sou die note gegee het en hulle het 'n geleentheid gekry om so 'n bietjie weg te gaan die naweek. Maar ons het daarom nog 'n gitaar gehad wat 'n noot gegee het en stemme van julle kant af. Baie dankie. So lekker gewees om saam met julle die Here se naam te kan lofprys en hom te kon grootmaak. Want hy is waardig van ons lof. Hy is waardig om ons hele lewe op te eis, elke krieseltjie en elke deeltjie daarvan. En dit is so lekker om hom groot te kon maak vanoggend. Ek gaan soms uit die kop uit afkondigings doen, so Janine help my dink. In eerste plek, lief en leed, soos ons gebid het, Marius, julle groot verlies met Ewan, jongste boetie van 3 boeties en 'n sus, is skielik oorlede, net 'n hartaanval gehad in die nag in die sitkamer en 'n groot skok. Ons harte gaan uit na julle toe en mag die Here ook vir julle daardie troos bring
met die groter wete dat Ewan sy beste deel van sy lewe aangebreek het. Mag julle in die geloof daardie innerlike vrede kry by God met tyd. Ons dink aan julle en ons bid vir julle. So dink ons aan 'n klomp name, mense op die lief en leedlysie wat aansterk, tydens behandeling, na behandeling, net na hospitaal. As 'n klompie name kom, ons maak seker ons maak dit oop en wanneer ons bid, dan bid ons spesifiek vir hierdie mense, want ons sien ook die resultate van hierdie gebede. Dit klink baie keer snaaks, maar Deur het party van ons geroep om intercessors te wees, iemand wat intree in gebed. Dis jou gawe, so jy moet dit doen. As jy dit nie doen nie, mis ons daardie gebed wat gebid kon word vir iemand wat daardie gebed nodig gehad het. So saam met ons as dominees, saam met ons as ouderlinge en diakens kerkraad, kom ons bid 'n bietjie bewuslik vir hulle wat ons nodig het in gebed. Dan, daar is nog so 'n bietjie arbeide oor, vir die stadium vir smoothies. Ek dink nie jy kan nou Wimbledon meer kyk as jy kwaliteit soek nie, maar jy kan nog lekker smoothies bou. In die saal kan jy 'n bietjie daar by Kiwit gaan draai maak. Dit is in die kombuis, daar's lekker koffie en tee ook. Elmien wil bietjie gesels oor die gemeentekamp 2026. Dit lyk vir my ons gemeente het 'n behoefte aan rus, want ons het nou net teruggekom van Buffelspoort af. Ek het nog uit gaan pak van 2 weke terug se tassie wat ons gehad het. En ons beplan alweer in die volgende een, en lyk vir die hele gemeente wil die keer saam gaan. So Elmien, asseblief, hier's vir jou 'n mikrofoon. Dankie. Goeiemôre. Julle, ek wil begin deur te praat oor die 2025 gemeentekamp. Ek haat kamp met 'n passie. Gelukkig was ek mal oor die kerkkamp, want ek kon 'n chalet gevat het. Ek het nie nodig gehad om in 'n tent te sit nie. Verder was die gemeentekamp van 2025 nie lekker nie. Hy was fantasties. Ouens, as jy 'n kerkkamp mis jy die wonderlikste gedeelte van ons hele gemeente wees. Weet julle wat so lekker is? Jy kry kans om met mense te praat wat jy elke dag in die kerk sien. Ek het nog nooit 'n woord met jou gepraat nie, maar ek het jou al baie gesien. Ek het met hope mense nog nooit eers 'n kuierkans gehad nie. Chris, hallo Chris, sy het my die deur oopsluit. Hoor hierso Chris, ek wil nou dit gaan doen. Dis al wat ek nog ooit met Chris gepraat het. Toe bly ons met hierdie kerk langs mekaar. En toe kan ons kuier, toe kan ons vriende maak. Dis die wonderlikste, lekkerste ding. En daaroor is die 2026 kerkkamp reeds bespreek. En weet jy wat is die wonderlikste? Jy het nou nodig om R500 te betaal, dan is jou plek geboek. En jy het 10 soliede maande om bietjies af te betaal en Babs jou enkel. Jy het 'n plek daar vir volgende jaar. By die kamp is daar heerlike, wonderlike aksies. En wat ook die lekkerste is, dis nie 9 uur doen ons dit, 10 uur doen ons dit, 12 uur doen ons dit. Jy het 'n groot tyd om jou eie ding te doen. Op jou eie, met jou gesin, of saam met kerkmense, of saam met ander mense wat jy daar raakloop, of sommer net. En natuurlik is daar dan heerlik gesamentlike aksies, wat ons in 'n lapa of in 'n saal, ek is nog nie seker wat ons volgende jaar gaan hê nie, kan saam doen wat geestelik verrykend en partykeer groot pret is. En daar's byvoorbeeld, hierdie jaar het ons 'n pad kompetisie gehad, maar jy en jou mense kon op jou eie tyd gaan pad speel, ons gee net ons kaartjies in. Hoe Natalie nie geweet het dat jy gekroek het op daai kaartjie nie, het ek nou nie 'n klou van nie, maar die ou wat gewen het, het regtig gewen. Dis 'n heerlikheid. En by Kokkeriba, buite Brits, is ons volgende kerkkamp bespreek. Daar's chalets, daar is tente, daar's huisies wat soos 'n igloo lyk. So dit kan, en jy moet net R500 deposito nou betaal, wat dit regtig maak, so gou as wat jy kan, om te kan bespreek vir volgende jaar. Wat ook lekker is, wat ons nou hierdie kamp ook raak geloop het, enkellopendes wil nie gaan kamp nie, die hele huis vol bespreek nie, maak 'n groep en gaan saam in een huisie, 2 of 3 wat saam kan gaan kamp. Dit maak dit net lekker pet. By daai Kokkeriba is daar natuurlik 'n koue swembad.
Daar's 'n lou swembad en daar's 'n heerlike warm swembad wat onder dak is. Daar's slip and slides, daar's hierdie super tubes, daar's padpad, daar's wildsritte. En jy kan groot gedeeltes daarvan op jou eie tyd doen en die lekker tye wat ons as gemeente saam 'n ding gaan doen, wat ons geestelik gaan verryk, wat ons innig gaan aanraak, lê voor ons oop. Ouens, jou eerste job is om so vinnig as moontlik by Natalie te sê, ek wil 'n tent hê of 'n kampstaanplek of 'n chalet of 'n whatever daar op die lys is. Ek dink dit is versprei gewees deur almal, nê. So jy kan dit en dadelik by haar die kontakbesonderhede kry om jou R500 te betaal en you are done and dusted. Jy kan gaan kamp volgende jaar 2026. Ek hoop ons sien die hele wêreld daar. Dankie. Almien, baie dankie. Ek wens ek kan so begeesterd raak oor 'n kamp soos jy. Wow, nou moet ek probeer met al die energie praat. Wat Elmini genoem het, die volgende jare gaan ons vir die lang naweek inbou, die 24ste tot die 26 September. So daar's 'n opsie om 3 dae te gaan kamp, 3 aande te slaap en jou kamp bietjie langer te maak, of 2 aande te slaap. Dus daar's 'n keuse. Die Google vorm is so in die week uitgestuur, so gaan kyk net so bietjie terug op die geskiedenis, dan kan jy jou plekkie boek en Natalie sal met jou begin gesels oor dit. Baie jare terug, ek reken so Kokkariba was ons eerste kamp gewees. Help my bietjie dink, julle, hoe lank terug was dit? So 28 jaar terug, 29 jaar terug. Maar goed, dit is lang terug. Hierdie week is vir my en Janine ook 'n baie spesiale week. Ons vier 'n mylpaal eerskomende Woensdag, die 1 Oktober 2025. Dan Here ons 30 jaar saam met julle gegee hier in die gemeente. Groot mylpaal en ons ook besef die gemeente is 62 jaar oud. Die gemeente was 32 jaar oud toe ons hier aangekom het en nou 62 jaar. So ons het 'n klompie geskiedenis met mekaar gedeel, mooi momente, klomp hartseer en ons vier dit met dankbaarheid saam en voor die Here. Ek dink ons het alles gesê. Daar is net een ding wat Suzette asseblief vra. Die Bybelse dagboeke vir 2026 is bestelbaar by Suzette in die kantoor. Die van julle wat ons kerk se Bybelse dagboeke bestel, maak 'n draai by haar en bestel dit gerus vir volgende jaar. So ons beweeg al na 2026 toe skielik. Skielik hierdie jaar, en ons nog baie leef in hierdie jaar en ons praat al van 2026 baie. Kom ons drink lekker saam koffie en tee en sien mekaar daar. Baie dankie.